Jesus het mos gesê, kyk na die voëls van die hemel, na die lelies van die veld, na die mure. En in ons kyk, kry ons dikwels die heel grootste en beste preke van die lewe. Baie welkom vanoggend weer by jou spesiale bederf, nommer 82. En vandag wil ek graag met jou oom Koos en die Gaanse se storie deel. Dit was sommer nog vroegoggend en die oggendson het nog net oor die water begin stoot. Toe oom Koos sy stoeltjie in die son getrek het, sodat hy 'n mooi uitsig oor die dam kon kry. Sy knieë het gekraak soos 'n 200-jarige houtvloer, maar sy oë was nog skerp. Twee blou kolletjies wat elke beweging in die lug nog raak gesien het. Hy het sy hand oor sy grys baard gevee en diep asem gehaal. Die lug het na wintergras en beloftes geruik. En toe hoor hy dit, daardie bekende honk, honk, wat so uit 'n skuinskoers gekom het. Fluister hy, my preek begin. Hoog in die lug het 'n V-formasie wilde gaanse stadig oorbeweeg. Netjies soos 'n lewende pyl. 'n wye en diep dankbare glimlag het om sy mond gespeel en toe het hy saggies begin prewel, bid, praat. Dankie Here vir vandag se vleiende preek. Terwyl die formasie stadig oorbeweeg, het hy met sy kop geknik. Ja Here, so moet dit wees. Fluister praat hy verder. Hulle vlieg saam, want saam kom jy verder. Oom Koos onthou die dae toe hy nog jonk was, sterk arms en met nog sterker opinies. Sy lewe lank was hy maar 'n eenkant mens, soms 'n eenman orkes. Is dit nie snaaks nie, Here, dink hy. Hoekom leer 'n mens eers na 40 dat jy nie gemaak is om alleen te vlieg nie? Dis mos soos u woord sê, 2 is beter as 1. Prediker 4 vers 9 tot 10. Die gaanse klief die lug soos 'n pyl uit 'n pylenboog. Die eerste voël breek die wind, dan vlieg die ander in sy sleurstroom en kry die lift. Dis mos hoe ons as u kinders moet wees, Here. Ons moet mekaar dra, die lewensreis makliker maak vir mekaar, sê hy sag prewelend. Dan sien hy hoe die voorste gaanse uit die formasie val en dan rustig terug beweeg daar agter in die formasie, terwyl 'n ander sy plek inneem. Kyk daar, Here, sê oom Koos. Geen drama nie, geen vergaderings, net respek vir mekaar se moegheid. Hy lag. Ai, as ons as mense maar net so was. Party hou vas aan die voorpunt, asof hulle permanente plek gekoop het daar. En asof dit 'n sonde is om ook moeg te raak. Maar die gaanse wys 'n ander manier van doen. Eerlikheid en wysheid. Die een wat moeg is, rus. Die een wat sterk is, staan op. Dis mos soos dit moet wees, fluister hy. Dra mekaar se laste, sê u woord, daar in Galasiërs 6 vers 2. Die geluid word harder, 'n koor van honk, honk. Oom Koos lag so oorborrel lag dat sy skouers skud. Dis mos nou 'n lofprysingsspan daai, Here, sê hy. Hulle skree nie op die voorste ou nie, hulle moedig hom aan. Nie een van hulle probeer mooier of harder honk as die ander een nie, want hulle weet dit gaan nie oor hulle eie honk nie, maar om die een wat voorvlieg aan te moedig. Hy sit terug en dink terug aan sy eie lewe. Daardie tye toe 'n klein woordjie hom deur 'n maandelange storm gedra het. Soms dink hy, is 'n hou so aan, ek glo in jou, presies die petrol wat 'n moe hart en siel nodig het. Soos die woord sê, laat ons mekaar aanspoor, daar in Hebreërs 10 vers 24. So met sy kyk saam
sien hy hoe 3 ganse effens stadiger vlieg en uit die formasie val. Ja nee, Here, sê hy sag. Hier kom die deel wat my die hartseerste maak van ons as mense. As 'n gans siek of swak word, sak daar altyd 2 ander saam met hom afgrond toe. Hulle wag, hulle beskerm, hulle hou hom geselskap. Hulle los nie een van hul eie alleen nie, sê hy sag. Nie in die lug nie, nie op die grond nie en ook nie op die water nie. Hy vee oor sy oë. Dis mos liefde, Here, ware liefde. Die sterkes moet die swakkes dra. Toe verander die formasie rigting, duidelik op pad na warmer plekke. Ja, Here, hulle weet presies waarheen hulle op pad is. Hulle weet so goed u beter plekke soos Dawid se groen weivelde. Daar waar u lewe en u oorvloed is. Hulle bly nie in die koue water staan en kla nie. Hulle gaan waar u hulle heen lei. Hy trek sy baadjie stywer om hom. Net so wil u ook vir ons lei van seisoen tot seisoen. Nie terug nie, altyd vorentoe. Na oorvloed en vreugde toe. Toe begin die wind skielik bietjie sterker waai. Maar die ganse hou hul formasie. Dis dissipline, Here, sê hy. Wanneer die storms kom, moet jy vasbyt. Dis nie tyd om rond te dwaal nie, dis dan wat jy moet fokus op wat voor lê. Die lekker wat wag aan die ander kant van die swaar kry en vasbyt. Onwillekeurig gaan sy gedagtes terug en dink aan al die jare se storms wat hy deurleef het en hoe God altyd 'n manier gevind het om hom weer na sy formasie terug te bring. Die ganse verdwyn stadig oor die horison. Oom Koos sit lank, kyk lank, dink lank. Toe fluister hy 'n eenvoudige gebed. Here, laat ek soos hierdie ganse wees. Iemand wat saam vlieg, saam dra, saam rus, saam aanmoedig. Hou my in u formasie, al ruk die winde. En help my om nooit die een agter te laat wat sukkel nie. Amen. Kom ek en jy gaan wees verander. Die een wat ons wil hê, hulle moet vir ons wees. Mag die Here jou ryklik seën, liefde groete. Charles Botha.